Geliefdes, ons toetrede tot vanmôre kom daaruit Gesang 177. Dankie dokter. Geliefdes, die Here Jesus het by geleentheid gesê, laat staan die kindertjies, sodat hulle na my toe kan kom. Moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van die hemel is vir mense soos hulle. Broer en suster, elkeen van ons bly kinders van die Here. Genade en vrede word aan U geskenk deur ons drie-enige God, God die Vader, God die Seun en God, die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons sing tot lof van die Here uit Gesang 188, verse 1 en 3. Broers en susters, Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons almal is. Kom ons luister aandagtig uit Deuteronomium 5 hoe ons dit moet doen. Die eerste gebod. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Tweede gebod. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Die 3de gebod. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie,
want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. 4de gebod. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees, of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Die 5de gebod. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê, en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Die 6de gebod. Jy mag nie moord pleeg nie. 7de gebod. Jy mag nie egbreek pleeg nie. 8ste gebod. Jy mag nie steel nie. 9de gebod. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. 10de gebod. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Laat ons antwoord op die aanhoor van die wet met die sing van Gesang 250, verse 1, 4 en 5. Broers en susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreektes. Dit dring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God soos volg. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese
met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het, deur die Heilige Gees, uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus, gelei het, en begrawe is, en op die 3de dag weer opgestaan het, volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Laat ons ons lewe opnuut aan die Here toewy. Kom ons sing daarom uit Gesang 190 verse 1 en 3. Broers en susters, ons gaan vanmôre die Here se woord oopmaak daar uit Filippense uit, maar voordat ons saam lees, weet jy, die wat ons vanmôre so saam sing, en hier's nou 'n klomp van die wat vanmôre sit wat nou uit my generasie kom en kan u nog onthou toe ons op 'n Vrydagoggend, wel die skool waar ek was dit op 'n Vrydagoggend, ek glo dit was by ander skole ook so, gewyde sang gehad het. En die skool waar ek was, hierdie 3 gesange wat ons vanmôre gesing het ons gereeld met gewyde sang gesing. Dit slaan my vanmôre weer. Ja, onthou ook as kind. Weet die mens besef nie die waarde van die soort van dinge nie. En dis 'n era wat verby is. Dit is eintlik so hartseer dat ons kinders, die jonger kinders dit nie meer ken. Dat daar nie meer so iets is soos gewyde sang nie. En ek wil nou nie oor sang verder nou praat wat deesdae onder jong mense gaan nie, maar dit maak ook nou nie saak nie. Maar ek wil hom nou net so sê tong in die kies, op daardie stadium, wat vir my, of vir my klasmaats meer, dit klink nou verskriklik om dit te sê, dalk waaroor ons bietjie meer uitgesien het, was nou nie die gewyde sang op 'n Vrydagoggend nie,
Maar ek kan onthou, en ek dink dit was in my start 5 jaar graad, 7 jaar vir die ander wat nou nie weet waarvan ek praat nie, het ons direk daarna 'n dubbelperiode kuns gehad. So dit was lekker geweest, 'n Vrydagoggend het altyd lekker begin. Ek dink nou toevallig daaraan. Maar ja, ons maak vanmôre oop en ons gaan saam lees uit Paulus se brief daar aan die gemeente in Filippi. En ons gaan daar uit saam lees om 'n paar redes, maar sekerlik dan maar die eerste rede is volgende week se Bybel vasvra gaan oor hierdie brief Filippense. En ek dink dalk goed om die volgende 2 Sondae 'n bietjie aandag te gee aan hierdie brief en daarom lees ons dit ook op versoek van Tannie Mariaan en ter wille van die deelnemende aan die Bybel vasvra uit die 83 vertaling. En ons gaan vanmôre saam lees daaruit hoofstuk 1 enkele verse, daarvan af vers 27 tot en met vers 30, want ek gaan dit nou weer lees, maar in die ou 33 vertaling om 'n bepaalde rede. Maar voordat ons saam lees uit die woord van God, terwyl ons so sit, kom ons sluit ons oë en ons bid dat die Here sy woord vir ons sal ontsluit. Ja, Here, U is ons Here. En ons bid, ontsluit U woord vir ons. Ja, Here, U gebruik 'n stem om U stem te wees. U gebruik 'n saaier om U saad te saai. Maar dankie, Heer, dat hierdie stem nie die enigste stem en allermins die belangrikste stem is. Dankie, Heer, dat daar ook nie net een saaier is nie en allermins ook nie die beste saaier. Maar dankie, Heer, dat hier vanmôre 'n klomp stemme is en 'n klomp saaiers. Ouers wat saai vir hulle kinders, mans en vrouens wat saai in hulle huwelike, wat praat en saai by hulle werksomstandighede, by die skool en by die werk. En nie net ons wat vanmôre hier teenwoordig is nie, maar ook soveel lidmate wat vanmôre weer inluister. Dalk selfs ook mense wat nie deel van hierdie gemeente is nie, wat dalk vandag of iewers in die toekoms ook na hierdie erediens gaan luister. Ja, Here, U het ons gestuur om U stem te wees en om te saai. Here, en ons weet, ons praat so maklik verkeerd en ons saai baie kere swak. Daar is daardie bekende gelykenis wat U seun kom vertel het, ons ken dit. Maar dan, Here, die wonder van die evangelie. Dis U Gees, dis U wat daardie saad op die regte plekke laat val. Dis U wat daardie saad laat ontkiem. Dis U wat daardie saad laat groei. Dis U wat daardie saad laat vrug dra. Dankie daarvoor, Here. Daarom bid ons, Here, dat dit wat vanmôre ook hier gesê en gedink word en dit wat geleef word, Here, dat U ons aan die hand sal neem en sal begelei deur die werk van U Gees. En ons bid in die besonder, Here, vir ons kinders en vir ons jong mense. Maar Vader, daar is soveel stemme en daar is soveel giftige onkruidsaad wat in hierdie wêreld gesaai word. Sou ons kon sê op 'n industriële wyse, vlak. Dit wat 80 jaar gelede gebeur het in die Tweede Wêreldoorlog is verskriklik en ons herdenk dit en ons neem besluite en daar's konvensies ensovoorts om te voorkom dat daar ooit weer so tragedie mag wees. Ook in ons eie volk se geskiedenis is daar die massamoord van vrouens en kinders. Daar word baie debat gevoer of is daar nou volksmoord of nie. En tog, Here, moet ons vanmôre erken, daar word nie gepraat oor die moord op U kerk nie. Die aanslag op die geloof
Ag Vader, ons bid, bewaar ons. O Here, mag ons in die veiligheid van U genade wees. En help ons, Heer, om in hierdie stryd wat daar is, staande te kan bly. Planne te kan bly maak. Dankie vir hierdie gemeente, Here. Dankie vir elke broer en suster wat met soveel toewyding en liefde nie net hier is omdat dit hierdie gemeente is nie, maar omdat hulle hier is om U te dien, omdat hulle weet en besef hulle is deel van die groter plan van U kerk hier op aarde. Ons dankie vir elkeen, Heer, wat inluister vanmôre. O Vader, ons bid, seën hierdie oomblik, hierdie ontmoetingsoomblik met U. Want Heer, as mens ouer word, dan dink mens terug aan 'n gebeurtenis soos 'n gewyde sangperiode, wat op daardie stadium nie so belangrik was nie. Maar later in 'n mens se lewe besef 'n mens is oomblikke soos hierdie. Elke oomblik wat mens besig mag wees met U woord, met sang, met lof tot U. Dit is wat saak maak. Dit is wat ons vorm, dit is wat ons karakter gee. Vader, in hierdie stryd, maak ons sterk, dat ons dit leef in dankbaarheid. Vader, ons bid ook vir elke broer en suster in hierdie tyd, wat swaar kry, weens siekte, weens hartseer, bekommernisse, maar Vader, ons sê vanmôre ook dankie. Dankie vir genesings. Dankie vir wonderwerke. Ons weet, ons is nie alleen nie. Ons dien die lewende God. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Broer en suster, ons lees dan saam daar vanaf vers 27. In die Ou Kansel Bybel is dit op bladsy 194, daar uit die 83 vertaling. Vermaning tot standvastigheid, eensgesindheid en nederigheid is die opskrif van hierdie kort gedeelte. Paulus skryf, hy sê, hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. As ek dan kom, sal ek self sien, of as ek nie kan kom nie, sal ek deur berigte hoor dat julle in volkome eensgesindheid standvastig saamstry vir die geloof in die evangelie. En julle in geen opsig deur die teenstanders laat afskrik nie. Dit is vir hulle 'n teken van hulle ondergang en van julle redding. En dit kom van God. God het julle die voorreg gegee om Christus te dien. Nie alleen deur in hom te glo nie, maar ook deur vir hom te ly. Julle en ek het dieselfde stryd. Wat julle my vroeër al sien stry het, en waarvan julle hoor dat ek nou nog stry. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Die Here se woord is lewend en die Here se woord is kragtig. Die Here se woord beoordeel ook die bedoelings en ook die gedagtes van ons harte. Geliefdes, laat ons nou saam sing, daaruit gesang 4, 7, 8 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 2.
Geliefdes, ons teksvers vir vanmôre se prediking kom daaruit die geleesde gedeelte in daaruit vers 30. Julle en ek het dieselfde stryd wat julle my vroeër al sien stry het en waarvan julle hoor dat ek nou nog stry. Geliefdes, daardie gedagte, eensgesindheid in dieselfde stryd. Verskoon my nou maar vanmôre, broers en susters, maar ek steek nou vanmôre so 'n bietjie vas daar by die laerskool. Maar die kinders vanmôre sal ook verstaan. Ek kan onthou in die laerskool as ons rugby gespeel het en in die hoërskool ook. Maar veral in die laerskool as mense opgewarm het na die tyd. Jy sal nog onthou dat sulke kringetjies gehardloop en die bal is gegooi en mense het opgewarm en ek kan altyd onthou die voorry moes op 'n bepaalde manier nou opwarm, dat jy nou nie seer kry nie en so meer. Maar dan na die tyd het jy altyd so in 'n kringetjie gaan staan, dat almal so arms om mekaar, jy sal onthou so om die nek. En dan het die onderwyser gepraat. As die kerels, julle moet nou luister. En onthou nou wat ons geoefen het. En onthou, en Skuman sorg dat jy by die bal uitkom. Jy kan nie altyd laaser aankom nie. En jy onthou dit. En dan is daar 'n gebed gedoen. Dit is natuurlik net waar van die rugby nie. Dis waar van die netbal, van die korfbal. Ons daar het nog korfbal gespeel, die hokkie. Dis waar daar by ook kultuuraktiwiteite by die skool, veral die revues. Wat vir my altyd so besonder is van die revue is daai presiesheid waarmee die kinders dit doen. Maar daar word gepraat. Die kinders word bemoedig, aangespoor. Gewoonlik was halftyd, was dit altyd 'n bietjie van 'n ander aard gewees. En as die manne gewoonlik uitgetrap oor wat hulle fout maak, het julle nie opgelet nie, julle het niks hierdie week geleer nie. Jy kan dit onthou. Maar geloof, broers en susters, is nie soos 'n rugbywedstryd of 'n netbal of 'n revue of 'n spansport nie, vir 'n redenaarsgeleentheid met 4 lede wat deelneem nie. Elkeen moet sy kant bring, elkeen moet afgerig word met presiesheid. Want as een van daardie spanlede fout maak, kan dit jou die wedstryd kos. Geloof is meer as dit. En as gelowiges het ons dit ook nodig om soms ook net weer gemotiveer te word, om herinner te word oor waaroor dit werklik gaan, waarmee ons besig is. En dis waarom ons ook Sondag hier by mekaar kom en waarom ons ook ons Bybelstudies doen en bid maar baie kere gaan ons deur hierdie oefeninge uit gewoonte en daar's nie fout met 'n goeie gewoonte nie, maar ons vergeet baie keer en ons besef nie waarmee ons eintlik werklik besig is. Die een ding op skool wat ek nogal onthou, wat vir my nogal persoonlik nou nogal waardevol was, die ervaring en die belewenis daarvan, was ook in die hoërskool deelgeneem het aan die kadetorkes. Ja, ek sal dit nou nie op my curriculum vitae skryf nie, want ek was nou nooit werklik 'n vreeslike goeie trompetspeler nie. Ek was die kwota-speler, ek moes baie van die goed maar maak of ek speel. Maar hulle het nie ander mense gehad nie, maar hoe dit ook al was, daai presiesheid in 'n matriekjaar in die drillpeloton en Tannie Mariana sal onthou, sy was ook aan Pretoria Wes Hoërskool. Het ons in die oggende daar in daai vierkant het ons gedrill en dit het deur daai skoolgeboue weer galm. Daai eensgesindheid, daai deel wees in die dag van die kompetisie. Die van u wat verbonde was aan die weermag, die ouer manspersone wat hier is sal weet, om deel te wees van 'n peloton, deel te wees van hierdie saak, moet weet wat hulle moet doen, want as een ou 'n fout maak, kan dit katastrofies wees, kan mense sy lewens kos. En is in die besonder hierdie laaste gedagte wat my bring by hierdie gedeelte wat ons vanmôre lees, is 'n baie kort gedeelte hier uit
Filippense hoofstuk 1. Paulus skryf hier die brief terwyl hy iewers in die tronk is, en daar's nou al baie gedebatteer oor waar hy was, verlang is geglo nie, hy was in Rome, party sê Caesarea, party sê Efese, maar dit maak nie saak nie, daar is verkeer, mense kom by hom uit, en hy skryf hierdie brief aan Filippi, en hy aanvanklik skryf hy verlede jaar 'n bietjie stil gestaan, ook by hoofstuk 1, die voorafgaande gedeelte, waar hy hierdie ongelooflike waardering uitspreek vir die gemeente se geloof, en hulle ook oproep om in die geloof vas te hou. En dan skryf hy oor dat hy in die tronk is. Nou, 'n mens moet ook nou daardie omstandighede verstaan. Paulus, wat so 'n belangrike figuur was in die vroeë kerk, hierdie gemeente wat gestig is tydens sy tweede sendingreis. Paulus sit in die tronk. Wat gaan van Paulus word? Christene is vervolg in daardie tyd. Gaan die kerk momentum verloor? Gaan hulle hierdie stryd verloor? Binne daardie omstandighede sou dit dalk vir Paulus maklik kon wees om te sê, ag kerels, ek is jammer. Ek is buite aksie. Vir baie gelowiges of baie gelowiges kon tot daardie selfde gevolgtrekking kom. Ag, kom ons los dit. Maar nee, nie Paulus nie. Paulus bring hulle bymekaar. Soos vir die kinders vanmôre gesê het, voordat 'n mens met 'n wedstryd begin. Dis of hy hierdie gemeente en gelowiges bymekaar bring. En ons het dit ook soms nodig, veral hierdie tyd van die jaar. Ons lewe mos nou in 'n tyd wat hulle praat van afstandangs. Dis nou die mense met die elektriese voertuie, afstandangs. En ek dink, hierdie tyd van die jaar beleef 'n mens hierdie afstandangs. Dis nou so oor die helfte, en dis nog winter, en dis koud in die oggend, en ons almal is siek, en ons voel nie lekker nie, en jy het al hierdie ideale gehad in die begin van die jaar, en was opgewonde, en die kinders is terug by die skool, en dis weer take, en dis altyd die derde kwartaal, die take, en ja, daai afstandangs, hoe gaan ons die einde van die jaar maak? Dus, waar gaan ons die krag vandaan kry? Eintlik is dit die regte beeld om te gebruik, is hierdie halftyd gesprek wat gevoer word. Maar as Paulus hier praat met die gemeente, moet ons iets ook van die agtergrond verstaan, van waar Filippi is vandag, is nou in Griekeland. Daardie tyd was 'n deel van die Romeinse Ryk, dit was 'n Romeinse kolonie gewees. Nou wat gebeur het daardie tyd is dat as 'n Romeinse soldaat 20-25 jaar in diens was, dan het hulle nou afgetree, en die Romeine het in hierdie kolonies, ver afgeleë plekke, tipe van, kom ons sê aftreeoorde, sou ons vandag sê, rusoorde, met al die voordele en luksehede van Rome gebou, vir hierdie soldate, en daar was verskeie redes daarvoor gewees. Dit was dat die nuwe generasie kon inkom, om hierdie militêre veldtogte te voer, en van die ouer garde ontslae te raak, dat hulle bietjie moes afstand doen van die beheer en die invloed wat hulle gehad het. Maar aan die ander kant was dit ook weer positief, en dan kon hulle nou 'n oogie hou oor hierdie ver afgeleë kolonies. En die mense daar in Filippi, baie van hulle, was heidene wat tot bekering gekom het. En hulle het hierdie militêre, hierdie Romeinse manier baie goed verstaan. Hulle het hierdie militêre taal goed verstaan. Ons het nou kon sê, die van u wat vanmôre sit, wat in die weermag was, sommer pleinweg, daardie army taal. Hulle het dit verstaan. En daarom wil ek nou weer lees, hier vanaf vers 27, maar nou nie ou vertaling, die 33 vertaling. Alleenlik, gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien, dan wel of ek afwesig, of as ek afwesig is, dat julle in julle omstandighede kan hoor dat julle een in gees geloof moet vasstaan, saam moet stry vir die evangelie. As ons na die Grieks gaan kyk, binne in daardie idioom, was dit eintlik dat julle burgerreg waardig moet wees aan die evangelie. Dit is soos 'n soldaat. Jy moet weet, jy is 'n Romeinse burger, en jy moet dit waardig wees. Jy moet jou gedra soos 'n soldaat. U weet, die van u wat in die weermag was, weet, dissipline was die alfa en die omega.
Jy was trots om jou uniform te dra. Of jy 'n generaal was, en of jy 'n korporaal was, en of jy 'n gewone troep was, jy was trots. Ook in my kinderdae kan ek onthou hoe die troepe langs die hoofweë gestaan het, die hoofpaai en gewag het om opgelaai te word. Altyd netjies geklee, indruk op my gemaak. Daar waar ek op skool was, daar in Pretoria Wes, Simon Bekker, wat baie van die kinders se ouers was daar by die polisie college. Ons het baie daar gekom. En ek kan nog een oom onthou, oom Attie Serfontein, hy was later 'n kaptein. Altyd netjies, altyd sy pet. Waardig, netjies, trots. Dis 'n polisieman gesien het, netjies, daai parabellum skoene. Dieselfde met die kadetorkes en die drillpeloton waarna ons deelgeneem het. Almal met dieselfde gelyk, presies, jou hare. Jy het jou oë amper op dieselfde tyd geknippel, presiesheid. Daai trots, onthou, julle is burgers van Rome. Paulus sê hier, onthou, julle moet die evangelie waardig wees. Julle is burgers van die evangelie, van Jesus Christus. Of ek nou daar is of nie, jy gedra jou waardig, jy's trots. Dan praat hy verder hier, as hy sê oor daai, julle moet een wees in gees, in siel en in stryd. Dit was blykbaar volgens oorlewering hierdie Romeinse gesegde gewees. Ons is een in geloof, een in siel, een in stryd. So was die religieune, nie kan sê opgesweep nie, maar is hulle gemotiveer. Daardie spanpraatjie. Kerels, ons is saam, onthou, ons is hierdie masjien, ons gaan vandag. Gee jou bes. Paulus maak dit hier op toepassing op die gelowiges. En dan sê hy verder, jy staan nie terug vir die vyand nie. Hy laat toe, laat hy jou intimideer nie, as jy gaan kyk na die grondteks. En dan noem hy dit spesifiek wat ons teksvers is, want julle moet weet, ons sal saam, ek en julle, is saam in hierdie stryd. En julle sien ek stry, ek sit in die tronk, ek stry, ek gaan lê nie. Ekskuus, julle is nog buite. Julle is vry. Hou nou op stry, jy moenie gaan lê nie. Hierdie motiveringstoespraak wat Paulus hier maak. En geliefdes, hierdie tyd van die jaar, glo ek het ons dit elkeen nodig om dit weer te hoor. Want ons verloor so maklik perspektief in die lewe. Ons raak so baie kere moedeloos. En ons leef in 'n wêreld waar die ou mense gesê het, elkeen vir homself en die duiwel vir die res. En dit is so waar, die eie ek. Die Engelse praat van me, myself and I. In Afrikaans het ek alleen en net ek. Hierdie week praat ek en 'n lidmaat, ons het saam gery van 'n vergadering af. En ons praat juis oor hierdie gedagte, noem die menslike toestand, en die persoon maak die opmerking, wat hom nou nogal vang is, in sy beroep is, hoe selfgesentreerd mense is. En ons praat oor daaroor, en ek sê, maar onthou, dis 'n natuurlike instink. Ons het hierdie natuurlike oorlewingsinstinkte. Elkeen van ons moet oorleef. Dis deel van mens wees. Dit kan nie anders wees nie. Maar by 'n Christen, en dis wat die Here Jesus vir ons kom wys het, word die ek minder en die ons meer. Ek kan onthou as kind, as my ma skielik moes rem aanslaan. Die van u wat Nissan 1400 bakkies gehad het, sal weer die eerste bakkies of die 1200kies het nie veiligheidsgordels gehad nie. As moes rem aanslaan, wat het, onthou wat my ma gedoen het, altyd die arm uitgesteek, gekeer. En ek praat so met die lid, wat ek sê, die verskil is, as hier nou 'n klip na ons so aangegooi word na die windskerm, wat gaan ek doen? Gaan ek al twee hande vat en vir myself keer, of gaan ek vir ons al twee keer? En dis die verskil, daai eie ek, daardie eie belang wat 'n mens het. Dit is so deel van ons mens wees. Paulus kom hier en sê nee.
Julle moet die stryd gaan stry. Maar die belangrikste as mens Paulus se briewe gaan lees, nie net Filippense nie. En mens gaan kyk na die evangelie, ons gaan kyk na die lewe en werk van Here Jesus Christus. En ons gaan kyk na ons baie bekende belydenisskrif, die Heidelbergse Katekismes wat ek vanmôre gaan begin bespreek met die finale jaar. Is die eerste ding is hoe kyk die wêreld na my? Wat sien die wêreld raak as die wêreld na my kyk? Hierdie eie geregtige persoon. Want soos ons sê, ons leef in 'n tyd wat dit aan die orde van die dag is. Daardie verdeeldheid. Maar dis nou een ding wat die ou duiwel geleer het. Verdeel en heers. En het dit reeds in die paradys met die mens gedoen. Hoe kom ons oor? Wat sien die wêreld by ons as kerk vandag? Raak en nou praat ek oor die algemeen. Wat sien die kerk by ons as Christene raak? Het ons nog daai trotsheid om deel te wees, soos in 'n drillpeloton, of om deel te wees van 'n rugbyspan? Het ons nog daai trotsheid in ons om Christen te wees? Of is ons besig met die dinge van die wêreld? Ons is besig met oorlewing. Ons het nie tyd nie, ons voel nie meer deel nie, dis nie vir ons belangrik nie. Dis waarom afstandangs so erg is, want jy voel alleen. Hoe baie kere voel ons nie eensaam en alleen nie. Ons raak kwaad. Wat het ek gedoen om dit te verdien? En dit, geliefdes, is waar die kerk, die gemeenskap van gelowiges, so 'n kosbare rol in hierdie tyd moet speel en kan speel vir mense, om deel te wees van die geloofsgemeenskap van God. Om deel van God se oorlogsmasjien te wil wees, as 'n mens dit so wou noem. Sien die wêreld dit nog raak? Of sien die wêreld 'n kerkraad wat altyd probeer polities korrek wees en almal te akkommodeer en te sê wat mense wil hoor? Die ander kant is ook waar. Is nie net wat die wêreld by ons sien nie, maar hoe sien ons die wêreld? Hoe sien ons die lewe? Waarheen is ons op pad? Hierdie week het iemand 'n besonderse opmerking gemaak oor die kerk in sy geheel. Dit gaan oor die bestemming. Waarheen is die kerk op pad? Daar is die ou gesegde gewees, alle paaie lei na Rome, en dit was ook so gewees. En ons begin te leef met daardie gedagte ook in ons tyd, dat alle gelowe, en jy kan maar maak soos jy wil, ons het verlede week dit aankraak in die prediking, dit lei eventueel na die ewige lewe, na die hemel, en nee, die Here Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, daar is nie 'n ander weg nie. Maar ons verloor baie kere daardie perspektief. En dit is wat ons as gelowiges aan mekaar moet saambind. As hier gepraat word, en mens kyk na die verskillende vertalings, een hart, later in hoofstuk 2, die volgende gedeelte, hoofstuk 2, dan sê dit, een van verstand, een van hart, beteken ons moet almal wees, soos die kinders nou weet, zombies wees, hierdie marionette, en natuurlik het die Here ons verskillend gemaak, met verskillende gawes en talente, en is kosbaar, binne hierdie geloofsgemeenskap, elkeen van ons het bepaald talent en gawes ontvang, die Here Jesus verwys ook daarna, Paulus verwys daarna, maar ons moet eens wees in ons bestemmingsbeskouing, waarheen is ons op pad. Ons moet dit nooit uit ons sig verloor nie, want dis wat ons saambind. Uit hierdie gedeelte is daar nog 'n aspek, die stryd. Baie bekende persoon waarvoor groot waardering gehad het altyd gesê, lewe is stryd en stryd is lewe. Die Bybel probeer nie vir ons die lewe te verpak in mooi geskenkpapier nie.
Die woord van die Here is reguit en eerlik, en ons lees dit reeds van die begin af, na die sondeval, dat die lewe gaan gepaard met moeite, stryd, uitdagings, omstandighede, en elkeen van ons wat vanmôre hier sit kan daarvan getuig. Elkeen se omstandighede en kruisdra is dalk 'n ander beeld wat gebruik kan word, verskil van mekaar. Maar as ons beskouing op die eindbestemming reg is, en ons sien onsself met die regte perspektief reg raak, ek erken wie ek is, wat ek is, dan voer ons die regte stryd. Maar weet jy wat doen die ou duiwel en wat doen die lewe baie keer in die tyd waarin ons leef? Dit skep baie kere hierdie krisisse, en ons fokus op hierdie krisisse, en verdeeldheid, en mense beklei met mekaar oor goed, ons doen dit. Ons is almal skuldig daar. In ons huwelike en in ons verhoudings met ons families. Ons kan baie keer met mekaar beklei na die tyd, sê maar waaroor het ons nou eintlik beklei? Dit is so dom. As mens net weer 'n bietjie rustig raak en perspektief kry. Ons is mos saam, ons is nie daar om mekaar te vernietig nie. Ons is daar om saam te bou. Dis nie 'n stryd van binne nie. Dis 'n stryd in hierdie wêreld, om juis dit te bewaar wat die Here aan ons toevertrou het. Dis waartoe Paulus hierdie kerk oproep, hierdie vroeë gemeente daar in Filippi. Dis waartoe die Here sy kerk, sy geloofsgemeenskap oproep. Ons moet saam stry om ons bestemming te bereik. Maar 'n laaste gedagte, 'n laaste perspektief, is daar die trotsheid waarna ons reeds verwys het. Wat 'n groot eer en voorreg was dit om jou skool te kan verteenwoordig. Of dit nou in die eerste span was, en of dit nou in die kaas en wynspan was, en of dit nou daardie tyd in die drillpeloton was, en of dit met 'n revue is, of op die hokkieveld is, om jou skoolklere te kan aantrek, of daar in die publiek te kan, daai trotsheid, ek hou dit nogal dop, na kinders te kyk, wat van verskillende skole, net deur 'n kind se voorkoms, spreekboekdele. Mens kan sien of hy kind trots is op hulle skool of nie. Die vraag is ons nog trots daarop om Christen te wees? Sien ons God se genade, God se besorgdheid en die verlossing in Christus nog raak? Of kruip ons weg? Word ons meegesleer in hierdie wêreld met al die dinge wat gebeur? Nee, geliefdes, ons het dieselfde stryd. En ons moet eensgesind wees. Heermenende, daardie eindbestemming waarheen ons op pad is. Hierdie week stuur 'n lidmaat, en u het sekerlik ook gekry. Mense stuur ons die goedjies aan. En dit gaan oor oor bytjies en blommetjies, en raak rustig, gaan nie oor die bytjies en die blommetjies praat nie, maar daar kom nog 'n komponent by, vliee. En dalk het jy dit gesien, maar in kort, nou moet ek mooi praat. Wat doen bye? En dis so tekenend van ons as Christen wees. Hulle gaan soek nie die mooiste nie, hulle gaan soek die blommetjies. En hulle werk, hulle veroorsaak dat daar bestuiving plaasvind. En hulle is deel van hierdie swerm bye, en hulle gaan na 'n korf toe, waar hulle ook al is, en alles wat hulle doen hulle vir daai koningin, maar hulle weet wat hulle moet doen, en hulle doen dit met presisheid. Nog 'n voorbeeld daarvan sou mens as mure kon gebruik. En mens kan hierdie mooie metafoor so mooi toepas op kerk wees. Maar weet jy wat die probleem? Weet jy wat doen die duiwel? Die duiwel werk nie met bye, en jy werk met vliee. Nou is ook al weer by die laerskool, ek onthou dit, dat is in my graad. Wat sê die kinders graad 5, my son 3 jaar. Toe verduidelik die meneer vir ons nou die ding van die vliee, van 'n vlieg. Hy het vir ons in detail verduidelik hoe werk vliee. Sy doel was dat ons altyd ons hande moes was en vliee moet wegjaag. Maar
Ons weet wat vlee doen, ons weet waarna vlee gaan soek. Hulle is altyd besig met die afval van diere en die gemors, die vuil. En weet jy, geliefdes, ons is ook baie kere maar so. Want dis wat die duiwel wil hê. Die duiwel wil hê ons moet wees soos vlee. Ons hou ons baie kere ook maar besig met 'n klomp goed. En ek erken, ek is baie kere nie eers net 'n vlieg nie, ek is baie kere nog 'n brommer ook. Want ons verloor baie kere perspektief. Weereens die eie ek. Daai gedeeltetjie wat gestuur is, het my nou nogal bietjie ook aangespreek. En was besig met die teksgedeelte. Dink ek is eintlik so van toepassing op mekaar. En met die kindertjies vanmôre, die kategese begin vanmôre weer. En daar kom die vraag ook, en dis waarmee ons besig is, en as ouers ook en as grootouers, wat maak ons groot in hierdie lewe? Maak ons bytjies groot of maak ons vliegies groot? Hoe leef ons? Ons lewe baie kere soos vlee. Want dis die wêreld waarin ons leef. Ons word nie gekonfronteer met die blomme en 'n sinvolle lewensbestaan nie. Nee, ons is die heeltyd word ons gekonfronteer en gebombardeer met die negatiewe en die sleg van die lewe. Vanmôre gaan jy ook iewers die rapport lees. Daar's nie blommetjie nuus nie. Daar's nie bytjie nuus nie. Dis altyd hierdie vlee wat saamkoek om verkeerde goed. En ons moet nie daarvoor val. Natuurlik is daar slegte goed in die lewe, ons kan dit ook nie ignoreer nie. Maar geliefdes, ons hoef nie net daar te gaan sit en daar ons mee besig te hou nie. Ons het die evangelie van die Here Jesus Christus. Ons het 'n stryd om te voer en dis 'n ander stryd. Dis 'n stryd vir die eindbestemming. Ons is daar die swermbye. Daar die geloofsgemeenskap. Ons moet sorg dat daar bestuiving in hierdie wêreld moet plaasvind. Want in die volgende gedeelte sê Paulus, dat elke knie sal buig en elke tong moet bely, dat die Here Jesus die Christus is. Hy het homself verneder, om die gestalte van 'n slaaf aan te neem. Daarom moet ons eensgesind wees, ons moet nederig wees. Ons moet nooit vergeet wat die Here vir ons kom doen het nie. Hy het vir ons kom wys, wat dit beteken, om eensgesind te wees, om in die stryd te staan, tot eer van ons Skepper. Mag hierdie kort gedeelte ons vanmôre hier so oor die helfte van die jaar, in hierdie oorgang van seisoene, mag dit ons weer 'n bietjie motiveer om weer op die veld van die lewe te gaan draf. En dat ons elkeen ons verantwoordelikheid nakom. Dat ons weer trots sal wees waarvan ons deel mag wees. Trots is op jou gesin, trots is op jou huweliksmaat. Op jou huwelik nie maats nie, maat. Trots is op jou huwelik. Trots is op jou gemeente. Trots wees om Christen te wees. Trots om ook deel te wees van 'n bepaalde bevolkingsgroep. Trots te wees op jou taal, dat jy jou Heer kan aanbid en sy woord kan lees in 'n taal waarin jy droom. En daarvoor hoef ons nooit om verskoning te vra nie, broer en suster. Want ons is bye. Ons is nie vlee nie. Ons is verlostes. Ons is begenadigdes. Sluit af. Ou professor Botha het by geleentheid gesê. Om gelowig te wees, om kerk te wees, is soos 'n oorlogskip. Elkeen het sy deel en elkeen het sy rol en funksie. En daardie persone, van die ou wat die boot moet skoonmaak, van die een wat in die enjinkamer werk, van die een wat die vliegtuig, elkeen het sy rol, maar hulle kom by mekaar en hulle word gemotiveer en die plan word uiteengesit, dat elkeen presies weet wat van hom en haar verwag word. En soos dit ook maar met ons as kerk. Ons is ook op hierdie oorlogskip. En elkeen van ons is so kosbaar en belangrik. Een is nie minder belangrik nie. Ons het elkeen 'n rol en 'n funksie te speel. Mag vanmôre vir ons daardie oproep wees, dat ons weer as 'n oorlogskip hierdie wêreld sal invaar. Mag die Here ons daarin genadig wees. Want broer en suster, ons is nie op 'n passasiersskip nie. Ons is op 'n oorlogskip. En wat 'n voorreg om 'n kind van die Here te wees.
ons mag trots wees. Amen. Geliefdes, ons sal vanmôre afsluit met daardie pragtige psalm uit Psalm 139. En ons gaan daar enkele verse saam sing, en ons sing dit staande, en ons sing dit bidend, en ons sing daar strofes 1, 2, 3 en 5, waarna u bly staan vir die uitspreek van die seëngroet. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.